Jaapie van Zyl en die leuns van die boek Henog, deel 3. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan my nuwe boek, die boek Hebreërs, Waarheid of Leuns, A4 boek, 500 bladsye dik, ook in kleur. Hy is in swart en rooi geskrywe. Dis 'n moed in elke Afrikaans sprekende huisgesin. So jy belangstel of 'n vraag het, of jy dalk iets met my wil deel, kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan net na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na hierdie reeks gaan kyk of luister, is u verskriklik welkom. Dis uiters belangrik dat u na deel 1 toe gaan, begin voor, want u het reeds magdom inligting gemis. Dis uiters noodsaaklik dat u op YouTube inteken. Engelsman sê subscribe. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees, glo my. Maak seker dat jy 'n skryfblokpen byderhand het, as ook ten minste 'n 1933 Afrikaanse Bybel, net nie 'n 83 Afrikaanse Bybel nie. Weet nie of jy weet nie, tussen die 33 Afrikaanse Bybel, 83 Afrikaanse Bybel, die 83 Afrikaanse Bybel, 9000 skriftuurlike veranderings, 18 totale versweglatings. En wanneer u na hierdie reeks gaan luister, gaan jy verstaan hoekom mense 9000 veranderings in die Bybel kan aanbring. Dis uiters belangrik om te verstaan dat ons onsself nie vereenselwig nie. Luister, ek sê nie vereenselwig nie. Met die volgende instansie kerke op groepe. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Ja-beweging. Ons is nie verwant aan die Jehovah's getuies of die Sewendag Adventiste nie. Ons is geen protestante groep nie. Ons behoort aan niemand nie. Ons is nie 'n kerk of 'n denominasie nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Dis al. Ek kyk wat die woord sê en ek bedien vir u die bo-natuurlike geopenbaarde woord soos u dit gaan kry. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version. En ek wil net sê, hierdie is nie 'n nuwe messiaanse groep nie. Dis niks. Ons gebruik net die antieke Hebreëse name, soos dit oorspronklik was, voor die Katolieke dit wegvertaal het. Wat ek gaan doen, wanneer ek sê dat die naam Here Jesus is 'n werklikheid Jaffa, dan sal ek sê Jaffa, Here Jesus. Die naam God is 'n werklikheid Elohim. Die naam Here is 'n werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees 'n werklikheid die Ruach HaKodesh. Halleluja. Ons gaan aan waar ons opgehou het laas week. Die woord verklaar volgens Matteus 22 vers 29. Ons is nog so 'n bietjie besig net met fondasie gooi hierso, fondasie bou. En dan gaan ons by die ernstige goed uitkom. En ek wil nou al vir julle sê, kry maar 'n paar seatbelts. Matteus 22 vers 29. Toe antwoord Jaffa, dis Jesus, en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle in hierdie 21ste eeu, en ook in 2026, die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag, die bo-natuurlike waarheid van Jaffa, die Almagtige, dis God, en julle ken dit nie. Halleluja. Hierdie skrifgedeelte is so van toepassing vir die tyd waarin ons leef in 2026. Almal formuleer verskillende teorieë wat volgens hulle eie godsdienstige instansies se dogmatiek en teologie na die waarheid klink en lyk. Daarom is dit net die een leuen op die ander. Kyk wat verklaar Numeri 23 vers 19. Numeri 23 vers 19. Verskoon my. Numeri 23 vers 19. Dis nou natuurlik onvermydelik wanneer jy in 'n ateljee sit op 'n wintersaand en dis maar dat jy
jou neus moet blaas, want dit is dood natuurlik, daar's niks met dit verkeerd nie. Numeri 23 vers 11, Jahwe die Almagtige, dis God, is geen man of mens, kyk my hand, mens, dat hy sou lieg nie, of 'n mense kan dat dit hom sou berou nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Natuurlik nie. Jahwe Almagtig kan nie lieg nie, natuurlik nie. Dit is so belangrik. Nou moet jy jouself goed aan die stoel vasmaak. Dis hoe ek gesê, jy moet 'n paar veiligheidsgordels, die ander Afrikaanse woord is seatbelts, saambring, want in hierdie reeks gaan mense uit hulle stoele uitval. Nou ek gaan na 4 eienskappe verwys, die Bybel, die boek Henog, die boek van herinneringe en die profeet Siener van Rensburg. Ek gee weer, ons gaan al 4 hierdie onderwerpe hanteer, soms so in die begin van die boek. Die Bybel, die boek Henog, die boek van herinneringe en die profeet Siener van Rensburg. Die Israeliete of die Israelvisie mense, dis natuurlik Japie van Staden of Japie van Sail, net dit regstel, Japie van Sail in Suid-Afrika se mense en elders. Hulle sien die boek Henog en die boek van herinneringe as deel van hulle Bybels, tesame met die vals boereprofeet ene Siener van Rensburg se profesies. Wat sê jy, prof? Die valse boereprofeet ene Siener van Rensburg. Ek gaan vir julle dit wys. Ek sal nie van hierdie platform af sit en 'n klomp snert praat nie. Waarom sal ek, en ek gaan na myself verwys as prof Hannes, om seker te maak dat u nie misverstaan, dat ek van Siener van Rensburg praat, of van Japie van Sail nie, ek sê, as ek myself na verwys, dan sê ek prof Hannes, dis nie maar dat ek myself hoog aanskryf vir my titel nie, dis nie wat dit is nie, ek wil net hê, jy moet weet wie praat met wie. Waarom sal ek prof Hannes sê, dat Siener van Rensburg 'n vals profeet was en is? Wel, dit is maklik. Verlede jaar verkondig Dani Botha, die kitaarspeler, die sanger en 'n evangelis oor die eskatologie, dat die wegraping op 23-24 September 2025 sou plaasgevind het. Ek, prof Hannes, het onmiddellik op internet verduidelik dat volgens die Bybel dit geheel en al onmoontlik was. Ek het 'n 8 halfuur reekse uitgesaai oor die leuen van Dani Botha, so 23-24 September wegraping. Daar's ander mense wat gekom het en ook Dani Botha aangevat, maar nie een van hulle het gesê, hoekom, waarom, hier's die Bybel, daar's die skrifte nie. Hulle het net gesê, hulle stem nie met hom saam nie. Ek het hom totaal en al ontbloot van alle waarheid. Alright, net hier so kyk. Ek het onmiddellik verduidelik dat volgens die Bybel dit geheel onmoontlik sou wees. Nou my vraag is, het die wegraping toe gebeur? Nee, natuurlik nie. Ons is dan nou nog hier so. Nou wat is Dani Botha? As hy dan gesê dat Jesus, en hy het gesê dat die Here het duidelik vir hom gesê toe hy instap. Nee, hy het nie mooi gehoor nie. Want die woord Here beteken Baal. Prof, is jy mal? Ja, gaan kyk na Hosea 2 vers 15 en 16 in jou eie Bybel. Selfs die 83 Bybel. Hosea 2 vers 15 en 16 sê, jy sal nie my langer noem my Here nie, als hoofletters Here, maar my man, my Baal. Hy sê in vers 16, dan verwyder ek die name van die Baals uit julle midde. Daar's 'n ander skrifgedeelte wat kom en sê, jy gaan kom en sê, Here, Here, en hy sal sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Goed, so Dani Botha, die kitaarspeler en sanger, is wat? Hy's 'n vals profeet, nou vir profeet Siener van Rensburg. Hy profeteer in sy boek, dat volgens die nag van die lang messe, die blanke boerevolk in Suid-Afrika deur die swart mense in Suid-Afrika uitgemoor sal word. Wanneer Mandela as die nuwe president van Suid-Afrika ingespeel word, is daar reeds deur die Israelvisie mense voorspel dat dit die profesie van Siener van Rensburg is,
en dat alle blanke boeremense in hierdie spesifieke nag uitgemoor sou word. Die blanke mense was met alle soorte blanke Bybelse propaganda van profeet Siener van Rensburg opgesweep, terwyl almal gereed was vir hierdie spesifieke nag van die lang messe. Die nag van die lang messe het gekom, en die nag van die lang messe het gegaan, en geen blanke boeremense was uitgemoor nie. Na hierdie nag het geen haan ooit weer oor Siener van Rensburg se profesie van die nag van die lang messe gekraai nie. Wat maak dit profeet Siener van Rensburg? Wel, dis eenvoudig. As Daniël Botha gelieg het oor wat hy geprofeteer het, dan maak dit Siener van Rensburg ook natuurlik 'n vals profeet. Hy kan ook nooit weer vertrou word in enige van sy profesie nie. Elke keer as iets gebeur, dan is Siener van Rensburg, maar julle vergeet van die belangrikste een, die nag van die lang messe, wat julle Israel Visie ouens en julle verigse ouens so opgesweep het, en niks het gebeur. En weet jy wat, nie een van julle het die guts gehad om te sê, sorry, Siener van Rensburg het opgeslip nie. Nou alles wat gesê is, verwerp meeste Israel Visie mense, hulle wie van Japie van Sail se mense, seker ook die boeke in ons, sekere van ons boeke in ons 33 Afrikaanse Bybel. Watter boeke? Die wat Apostel Paulus geskryf het, of meeste van dit wat Apostel Paulus geskryf het. Waarom? Omdat hy, dis Apostel Paulus, hoofsaaklik hierdie boeke vir die heidene geskryf het, en nie die volk van Israel nie. Joshua sê, die Here Jesus sê, hy het hom geroep vir die heidene. Hy het hom geroep vir die heidene. Japie van Sail sê mense, glo nie dat die heidene, die swart mense en die ander gered kan word nie. Net die blanke mense in Suid-Afrika. Daar's 'n massiewe surprise wat op julle wag. Dis hoekom die Bybel sê, die wat jy dink jy gaan daar kry, jy gaan nie kry nie. En die wat jy nie daar verwag om daar te kry nie, hulle gaan nie daar kry. Wat Japie van Sail en sy mense nie besef nie, is dat die Bybelse feite, dat wanneer Jahshua of Jesus Christus voor Pontius Pilatus verskyn, is daar ook Barabbas en Jahshua, Jesus Christus. Pontius Pilatus wil Jahshua, dis Jesus Christus, vrylaat, maar die Israeliese volk roep uit, die Israeliese volk, kruisig hom, dis vir Jahshua, Jesus Christus. Pontius Pilatus was sy hande in onskuld, maar die Israeliete roep uit, laat sy bloed op ons, dit was natuurlik 2000 jaar gelede, laat sy bloed op ons, dis Israeliete, en ons kinders, ons nageslagte, tot in 2026 wees. Nou ja, Japie van Sail, as jy glo, julle is deel van die Israel volk, dan het julle 'n massiewe probleem, waarna daar 'n vloek oor julle uitgeroep, jou voorvaders het dit self gedoen. Wie het Jahshua vermoor? Die Israeliete, die voorgeslagte van Japie van Sail en sy mense, wie glo dat hulle deel van die Israeliete is, want die Israeliete was wetties geweest. Nou jy gaan hierdie woord gereeld hoor, wetties, en het Jahshua, dus Jesus Christus, verwerp, en daarom verwerp Japie van Sail en die Israel mense, dan die Nuwe Testamentiese boeke, meeste van dit, wat Apostel Paulus, want aanhoudend verwys die wederkoms en die berouse van Jahshua. Hoekom verwerp Japie van Sail meeste van die tyd Apostel Paulus se boeke? Want Apostel Paulus skryf dat Jahshua, dis Jesus Christus, gaan terugkom, want hy het gesê toe hy in die hemel in opvaar. Japie van Sail het 'n verskriklike probleem met ons, Javiste, en die mense, die protestante mense, en almal wat glo aan die wederkoms. Nee, sê, julle gaan net af, doderyk toe. Hy maak so, doderyk toe. Niks op nie, alles af. En hy is ernstig. Ons sal sien soos ons aangaan. Dis hier soort godsdienstige leuns, propaganda, en vele meer, soos die boek Henog, wat ondersoek gaan word, wat Japie van Sail as die waarheid verkondig, en so gaan ons weer uitvind, wie lieg vir wie.
Dis al wat ek wil doen. Ek behoort die laaste 30 jaar aan geen kerk of denominasie of organisasie nie. Was 'n pastoor vir 18 jaar gewees in my lewe. Ek gee vir u die feite. Dis hoekom ek die kerk uit weggestop. My eerste boek skryf, ek het 23 dik boeke, A4 en A5 boeke geskryf. Nie traktaatjies nie. Met vol bibliografies agterin. Ek wil net so terloop sê dat die boek Henog het nie 'n bibliografie nie en hy het ook nie 'n skrywers of outeurs nie. Hy het net 'n uitgewer. Ek wonder hoekom. Iemand is skaam vir wat daarin staan. Nou wat het gebeur? Ons gaan uitvind wie lieg vir wie. Want ons lewe in die tyd van die groot leuen. En daarom moet ons die goed ondersoek. Nou in die proses van die studie, dit gaan seker nog 5-6 weke vat. En ek gaan kyk of dit moontlik is dat ek kan probeer 2 opnames oor Japie van Zyl se leuns 'n week doen, dat jy dit meer vinniger kry as 1 keer 'n week, want daar's 'n massiewe klomp ander wat ek ook mee besig is. Ons doen so 16 opnames 'n week as alles vlot loop. So dit vat baie, maar die voorbereiding is gedoen, so ek gaan probeer om die opnames te maak, dat jy dit kry. Met al hierdie gegewe inligting, is ons nou gereed om na Japie van Zyl se leuns te luister, oor die boek Henog. Wat ek nou gaan doen, is om aanhoudend na sekere stellings, wat Japie van Zyl reeds op die internetboodskap oor verskillende gedeeltes van die boek Henog gepraat het, wat natuurlik onbybels is vir u. Ek gaan dit aanhaal en ek gaan sy video stukkie vir stukkie met u bespreek. Saam met hierdie onbybelse stellings gaan ek elke keer vir u die skrifgedeeltes verduidelik, soos dit in ons eie 1933 Afrikaanse Bybel geskryf staan, en dan besluit u, nadat dit geoordink het, wie lieg vir wie. Sekere onbybelse stellings wat Japie van Zyl gemaak het. Broer Quentin Postumus, een van my studente wat in Amerika was, hy's nou terug, kontak my so 2 maande gelede oor dit wat Japie van Zyl in een van sy YouTube video's as die waarheid verkondig. Broer Quentin se vader is nou net besig om tot die geopenbaarde waarheid te kom, en hierdie boodskappe van Japie van Zyl, ek wil dit in Afrikaans sê, rattle die oom toe nou 'n bietjie. Eers het ek gesê, ek gaan nie dit doen nie, want ek het nie tyd vir dit nie. Ek het soveel navorsing, en ek skryf nuwe boeke op die oomblik. En na tyd het ek gebid oor dit en gevoel, dis reg laat ek dit doen, terwille van die ander mense, want in die tussentyd het daar ook ander mense na my toe gekom en gesê, prof, wat sê jy van hierdie video's? Dit is belangrik dat ek nie wegskram van die informasie en die goed nie, want die mense vra met 'n rede. Hoekom? Dis 'n bekommernis vir hulle. Wat verstaan moet word is dat Japie van Zyl en sy mense glo dat die boek Henog deel van die protestante Bybel moes gewees het. Luister mooi. En daarom glo hulle die boek Henog is deel van die Bybel. In hierdie spesifieke video maak hy, dis Japie van Zyl, sekere stellings en vind duidelik dat dit wat in Henog dan gesê het, niks anderste as die volle waarheid is nie. Ek haal Japie van Zyl woord vir woord uit sy video's aan. Nou wat ek nou gaan doen is van hier af, is dit so goed as u gaan kyk na Japie se video, wat u nie gaan sien nie. Ek het dit woord vir woord gaan afskryf. En in die proses gaan ek vir u verduidelik die teenoorgestelde van dit wat hy sê, met die skrifverwysings. En ek gaan ook die skrifverwysings vir u aanhaal, wat hy na verwys. En weer 'n keer, ek gebruik die 33 Afrikaanse Bybel. Nog 'n misleiding
Japie van Zyl verduidelik, dit is 1 September 2025, doet so hy sy video gemaak het. Dan gaan hy verder teer te sê, hierdie is nog 'n misleiding wat deur die kerke opgedis word as die waarheid. Kyk, Japie van Zyl hou ook niks van die kerke nie. Waar kom dit vandaan, vra hy? Wat leer die Bybel anders? Waar kom dit vandaan? En wat ons voortaan moet glo, en dan ook oor die onderwerp wat verkondig word. Nou vra hy, waarheen gaan ons? Japie vra, waarheen gaan ons? Dis as ons sterf. Onthou hierdie gedeelte wat ons, hierdie spesifieke studie, gaan oor die doderyk en die boek van Henog. Jy gaan die skokke van die lewe kry. Nou ek wil net iets hierso sê, ek het reeds, ons het omtrent 'n jaar gelede, dieselfde blou boek wat Japie van Staden, Japie van Zyl, sê ek Japie van Staden, verskoon my, wat Japie van Zyl gebruik as sy Bybel, het ek van bladsy 1 af regdeur hanteer, elke komma, elke punt, elke vers, en met dit deurgestap. As jy dit wil gaan kyk, vir net addisionele inligting, is jy baie welkom, doen dit. Maak 'n studie daarvan. Gaan luister na die Meyer-reeks op YouTube, die boek, die leuns van die boek Henog. Die titel is Provanus Redlinghuis, die leuns van die boek Henog. Net vir ekstra insig. Kennis is mag. Want ons hanteer die goed soos dit daar is, soos wat hy dit vir ons dan gee, en hy dit uiteen sit. Wanneer gaan ons? Hemel toe of doderyk toe? Dis Japie van Zyl se vraag. Hy verduidelik dat ons deur die kerke geleer is, dat wanneer ons tot sterwe kom, dat ons hemel toe gaan. Nou sê hy, dis die kerke wat dit vir ons geleer het. En dan gaan ons by die voete van liewe Jesus sit, en hy is so sarkasties. Hy sê, daar gaan goue strate wees, waar almal op goue harpe gaan speel, en op viole speel, en dan gaan 'n paar koortjies sing, en dan trek hy sy gesig, en dit is eintlik, die Engelse woord is amazing, en ek, Japie van Zyl, weet nie wat hulle verder die hele dag gaan doen nie, hy sal nie weet nie, want hy het nie 'n klou waarvan hy praat nie, want hy glo nie die Bybel nie, hy glo die boek Henog, en natuurlik, die ander geskrifte van, wel, daar's eintlik 4 boeke hier nog, wat daar is. Dit is min of meer die storie, wat die kerke by die begrafnisses van ons opdis, sê Japie van Zyl. Almal word geleer dat wanneer ons doodgaan, gaan ons hemel toe. Is dit wat ons glo? Wel, ek wil dit sommer net 'n ding hierso sê, ek kan nie verstaan dat Yahshua, dis Jesus Christus, aan die kruis hang, besig om te sterf, en laas hom hang 2 sondaars, en die een op die linkerkant sê, as jy Elohim of God is, haal ons van die kruis af, al 3. Die ander een op die regterkant sê, Yahshua, dis Jesus Christus, dink aan my, wanneer u in die hemel kom. Dan sê Yahshua self, heden sal jy saam met my in die paradys wees. Nou weet jy, hoekom hou Japie hulle nie van Paulus se skrywe nie? Want Paulus sê dat die paradys, hy verduidelik het, die paradys is in die 3de hemel. Dis waar die paradys is. Die paradys. Maar nou kom die boek Henog ook, en die boek Henog verwys ook na die paradys in die 3de hemel. Maar hy praat ook van die doderyk in die 3de hemel. Daai was vir my 'n groot verrassing gewees, toe ek dit gelees het, uit die boek Henog uit. Maar kom ons gaan terug. Japie van Zyl praat niks van die paradys nie. Hy sê, dit is stories wat die kerk ons geleer het, van ons sondagskool daar. Ons gaan hemel toe, ons gaan harpe speel en viole speel en bietjie hande klap. Jy sien net ry spot met die Pinkstermense. Hy weet nie dat die woord sê, dit is wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim of God nie.
wanneer ons doodgaan, die kerk het ons geleer, gaan ons hemel toe. Hy sê, dis 'n groot leuen. Die doring in die vlees. Nou vandag, sê Japie, gaan ek weer die doring in die vlees wees, om vir jou die waarheid te wys. So dit wat jy hier hoor, dit wat ons glo al ons lewe lank, is leuns. Want Japie van Sail is die boereprofeet. En dis waarvoor hy staan. Daarom noem hy homself ook die boerseun van Migdol. Dis 'n titel wat hy vir homself geskep het. Hy sê, dis in die doring van jou vlees om vir jou die waarheid te wys. Ek, Japie van Sail, gaan egter vir u wys, dit is egter nie die geval nie. Wanneer ek en jy tot sterwe kom, gaan ons allermins nie hemel toe nie. Nou daar's een van twee dinge, dis of doderyk, of hel, wel die hel is nog nie geskep nie, so dit los die doderyk, en die hemel. Nou as ek vinnig dink, dan Yahshua het gesterf, Jesus Christus, en hy het in die doderyk afgedaal. Na 3 dae en 3 nagte het hy opgestaan, en dan het hy later in die hemel in opgevaar, het hy nie? Japie van Sail sê niks van dit nie. Hy het in die hemel in opgevaar. Hy sê in die huis van my vader is daar baie wonings, het nie veel so gesê het nie. So waar's die huis van sy vader? In die hemele. Japie van Sail sê nee, daar bestaan nie so 'n ding soos 'n plek vir ons in die hemele nie. Ons bly op hierdie aarde vir ewig en altyd. Na ons in die doderyk was, na die 1000 jaar aardse vrederyk, die millenniumryk, na die wit troonoordeel, dan bly ons op hierdie aarde. Daar is nie 'n manier dat iemand ooit hemel toe gaan nie. So die Bybel lieg wanneer hy sê, dis volgens Japie van Sail, dat Yahshua, dis Jesus Christus, nie lewendig in die hemel in opgevaar het, met 'n belofte dat ek kom om julle te kom haal, dat julle kan wees waar ek is nie. Hy het nie gesê hy kom op die aarde bly nie. Dis nie wat hy gesê het nie. Dis wat die Israelvisie mense vir jou wil leer. Ek is jammer vir die Israelvisie mense wat hierdie goed geglo het al 'n lewe lank. Ek wil net mooi vra vir die Israelvisie mense wat kyk, julle moenie weghardloop nie, asseblief. Want dan gaan julle nooit kan die twee opweeg nie. Wel, Japie van Sail, hy gee vir jou die waarheid, hy sê so, hy gaan vir ons die waarheid leer. So wat doen ek dan? Dan verkondig ek nou die leuen. Want dis twee verskillende pole. Verstaan? Hy verkondig dat ons gaan op hierdie aarde bly. Daar's geen wederkoms of parousia in Grieks nie. En ek verkondig van dat ek 11 jaar oud was, het ek gehoor my pa preek en studeer en preek en leer oor die wederkoms van Jesus Christus, Yahshua. Daai tyd was in die name wat ons geken het. En nou kom Japie van Sail en hy sê die kerk het vir ons gelieg. Daar is nie so iets nie. Kom ons stap aan en ons kyk wie lieg vir wie. Onthou, ek is neutraal. Al wat ek doen, ek gee vir u die inligting wat Japie van Sail sê en wat die Bybel, die 33 Afrikaanse Bybel vir ons sê. Die doderyk. Nou sê hy sê ek Japie van Sail gaan egter vir jou wys, dit is egter nie die geval nie. Wanneer ek en jy tot sterwe kom, gaan ons allermins nie hemel toe nie. Hy sê ons daal af in die doderyk. Dan maak hy so. Ek, Japie van Sail, wil hê dat u self saam met my lees en sien waarheen ons gaan. Hy gaan vir ons woord lees. Wat sê ons gaan doderyk toe? Maar weet jy, ek kan sommer net hierso stop en vir iets sê. Is dit nie wat die vloek van die tuin van Eden was nie? Het Vader Almagtig nie vir Adam gesê, die boom van die ewige lewe, boom van kennis van goed en kwaad.
as julle van daai boom eet, gaan julle sekerlik sterwe nie. Toe Adam en Eva van die boom eet, van kennis van goed en kwaad, het hulle heerlikheid in die tuin van Eden verloor. Hulle het kon sterf, want hulle het sonde gedoen. Die aarde is om hulle ontwil vervloek. Hulle is al die siele van Adam af, wat gesterf het. As hulle gesterf het, waarheen gaan hulle siele? Doderyk toe. In die put van die aarde. Verstaan ons dit? So waar is die doderyk? In die put of in die kors van die aarde. Dit is Bybels. Die Bybel sê so. Dis nie Japie van Sail wat dit vir ons leer nie. Maar dit het ons allermins mos geleer van ons Sondagskool dae af. En soos ons opgegroei het, wanneer ons die Bybel lees, dis die vloek van Eden. Wat? Die geestelike dood. Daar 2 dode ingetree, toe Adam en Eva gesterf het. 1, die vleeslike dood. Adam en Eva het nie gesterf nie. Hulle het kon vir 1000 jaar, 10.000 jaar, 1 miljoen jaar, in die tuin van Eden geleef het, want daar was nie sonde nie, daar was nie ouderdom nie, daar was nie sterftes nie. Nadat hulle tot 'n sondeval gekom het, tree ouderdom in, die dood tree in, met ander woorde, hulle het fisies dood gegaan, Kain het vir Abel doodgeslaan, so die dood het bestaan, en geestelik, wanneer jy sterf, van Adam af, tot by Jafashua, wat ook gesterf het in die doodryk ingegaan het, 3 dae en 3 nagte, so van Adam af, tot by Jafashua, wat ook in die doodryk ingegaan het, is die vloek van tuin van Eden 'n werklikheid, waar jy ook geestelik gesterf het. In terme van, as jy sterf, word jou siel in die doderyk bewaar, vir die wittroon oordeel, volgens Openbaring 20 vers 4, wat later sal kom. Ons gaan dit alles bespreek. Hy sê, ons daal af in die doodryk. Ek, Japie van Sail, wil hê dat jy self saam met my lees en sien waarheen ons heen gaan. Ek gaan ook vir u uit die Bybel leer. Hy gaan ons leer. Ek het u die filosofie deel van die middeleeuse filosofe. Dis nou Plato, Genis, Jerome, Eusebius. Dis Katolieke. Met die gedagte gekom het, hulle het met die gedagte gekom, dat ons almal hemel toe gaan, wanneer ons gesterf het. Nee, dis nie die Katolieke wat dit gekom het nie. Jafashua het dit gepreek, want hy het in die hemel in opgevaar. Nou hier is nou al 'n redelike bietjie inligting deurgekom, wat baie mense bekommerd moet maak. Waar ek wil hê, jy moet bietjie eie huiswerk doen. En as Vader wil, dan volgende week, ek gaan kyk of ons tyd kan inruim om sommer binnekort, binne 3-4 dae, weer nog 'n reeks uit te sit, wel nie 'n reeks nie, 'n afdeling uit te sit, nommer 4, van die Japie van Sail, en sy boek Henog Leens. Tot ons versprei hierdie video's asseblief aan soveel mense as jy kan, vernaam die Israel Visie mense. En as ons klaar is, bly dit u reg om my te skakel en te sê, prof, jy snyf jou pastousties. Maar kom ons maak dit klaar. Tot volgende week as Vader Jaffa lewe gesondheid spaar. Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.